voorsitter. Suid-Afrika, die land van biltong, bobotie en braaivleis. Ons dra plakkies in die winter. Ons braai in die reën. Ons is wel meer as net die B-alliterasie. Een oomblik, een geleentheid, kraaikoning, Rappie. Almal geniet dit om saam kwaad te raak vir Willie Leroux, want hy wil nie luister nie. Ons geniet Cheslin se boba spel en ken Impie uit ons koppe uit. Impie. Ons huil saam as ons verloor. Ons spog dat ons reëse soos Ewen Etzebeth en Asher Snyman produseer. En natuurlik Jack Russell soos Fat de Klerk het. En ons sing saam as Manie die bal oor die paal skop. Sport is vir almal, is dit regtig? Ons span glo dat elke liewe speler elke liewe sport moet kan speel. Meisies moet cricket kan speel. Seuns moet netbal kan speel. Maar vandag trek ons die groot R aan. Rappie. Rugby kraai koning, of sal ek eerder sê, rugby kraai koningin. Hier is 'n paar springbokname wat u dalk nie ken nie. Lucinda Dimkie, Felicia Jacobs, Mieke Gunter. Hierdie vroue springbokke. Hulle het al in 4 wêreldbekers gespeel en het spog met 2 groot oorwinnings. Johnny, weet jy, ek dink dit is tyd dat skole meer uitbrei en ook sportgeleenthede skep vir seuns en dogters. Ja, goeie idee. Ek begin sommer betoog. Dames en here, ek is John Drey en hierdie is my span. Aniek gaan julle vertel dat rugby wel vir sissies is. Shaniek gaan fokus op die voordele wat rugby vir alle spelers bied. En Marichelle gaan ons oortuig dat dat skole 'n moderne, inklusiewe plek moet wees. Hoera! Aniek, kry vir ons die bal hierop. Dankie, Johnny. Wie sien nou kon dink dat meisies kan duik en skram? Moenie verbaas wees nie, dames en here. Ons ken van kontaksport. Ons is lankal nie meer gepla oor ons hare of naels op die netbalbaan nie. Ek is seker, daar was al 'n hele paar meisies wat iemand wou duik op die netbalbaan. Selfs dalk 'n paar ouers wat die skeieregters te lywe gaan. Rappie is vir almal. Meisies is baie brawer en sterker as wat julle dink. Vra maar enige sussie met boeties. Ons is nie bang vir stoei. Of byt nie. Het julle geweet dat vroue rappie al sedert 2006 bestaan? Wow, nie gedink dis al so 'n sport nie. Ja, kan jy glo? Ek het nou die dag in 'n artikel op die webtuiste self.com van 3 September 2024 gesien met die opskrif oorvertaal as die hoeveelheid vroue wat reistoolrappie speel gedurende die Paralimpiese spele het verdubbel sedert tydjie. Hier vertel Sarah Adams, 'n professor in arbeidsterapie, dat vroue ware verskaf in die spel. Atlete sien die waarde in ander atlete se hande werk. Ek dink 'n vrou wat rappie speel is indrukwekkend. En om rappie in 'n rolstoel te speel, inspirerend. Beslis. Meisies kan kontaksport aandurf en is wel brawer en sterker as wat mense dink. Tweedens bied rappie ongelooflike opleiding om beserings te voorkom. Wat dink jy, John Rey? So rappie help meisies om minder te huil. Hy, pas op vir jou. Wat het ek nou gedoen? Ja en nee, John Rey. Kom ek verduidelik. Daar bestaan verskeie maatreëls om seker te maak dat spelers veilig is. Hierdie waardevolle vaardighede kan in elke liewe sport geïmplementeer word. Op medikliniek.com gesels Dr. Konrad van Hagen, algemene en sportdokter, oor die voordele van beseringopleiding in die artikel Hoe om rappie beserings te voorkom van 4 Desember 2023. Hier vertel Dr. van Hagen dat reëls gedurig aangepas word om spelers se veiligheid in 'n prioriteit te maak. Hulle leer vaardighede soos om veilig op die veld te wees, hoe om te val en wat om te beskerm. Ek sien. Rugby is dus veel meer as trap, toks en tackles, né? Baie meer. Rappie bied die geleentheid om nuwe veiligheidsvaardighede aan te leer en dis meer as net voorkoming van beserings. Dit bied ook die opleiding in verdediging. Dit is uiters belangrik dat meisies leer hoe om homself te verdedig.
en verdediging is nie iets vir ons nie. Dink aan al die V's op die netbal jerseys. AV, VV en HV. Sterkte vir die skurk wat teen 'n handsop by ons probeer afvat. Hy sal sy Moses teerkom. In 'n onderhoud op Black Belt se webtuiste van 9 April 2024 in die artikel Selfverdediging en kontaksport vertel selfverdediging afrigter en voormalige instrukteur in California Polisie beheereenheid Rito Angeles dat 'n tipiese selfverdediging scenario nie langer as 10 sekondes duur nie. Op die rugbyveld moet spelers vinnig besluite maak en rugby bevorder juis vaardighede en verdediging met die fokus op ontwykende bewegings, ruimtelike bewysheid en hoe om onder druk vinnig te reageer. Hierdie bewys dat rugby tegnieke spelers in staat stel om homself effektief te verdedig. Ons verdedig die bal en ons verdedig onsself. Pas op, skelm. Dames en here, moenie verbaas wees nie dat meisies kan duik en skram nie. Net solank die skeieregter veilig is. Rugby word al lankal deur meisies gespeel. Ons is nie bang nie. Dit leer ons kosbare vaardighede wat beserings kan voorkom en ons leer hoe om onsself te verdedig. Vergeet van vroeë oggend netbal. Dis tyd dat meisies die rugbyveld betree. Hoera! Sjoe, dankie Annie. Ons sal maar katvoetjies loop, want hierdie dames is nie bang vir enige iets nie. Sjeniet, ons weet nou meisies skrik nie vir kontaksport nie. Watter ander voordele bied rugby vir meisies? John Drein, ek daag enige Suid-Afrikaner uit om te argumenteer dat rugby nie eindelose voordele en vermaak bied nie. Ons bloed borrel vir rugby, die braai staan reg. Ons dra ons rugbytreye en die skole vier bokdae of Vrydae. Ons spronk in groen, bokke en bokkies. Rugby bied fisiese en verstandelike gesondheid. Hoe anders? Jy moet vreeslik fit en sterk wees om rugby aan te durf. Nes jy daar sê, Marichelle. Ons lewe in 'n wêreld waar sosiale media spog met allerhande aanlyn oefensessies. Dit is geen geheim dat fisiese gesondheid uiters belangrik is nie. Daarom moet alle vorme van sport toelaatbaar wees vir enige leerder. Op Marula Media se webtuiste van 11 November 2023 lees ek nou die dag in die volgende. Rugby kan selfs veiliger wees as draf. Maar hoe? Jy kan getackle word en jou rug breek. Hoe is dit veiliger as draf? Nee, vertel my meer. Ja, Annie, hiervan wil ek ook regtig baie meer hoor. Hoor. Dr. Enna Veldy, Wêreld Rugby se mediese hoof, vertel dat rugby jou beenderre en ledemate versterk. Gereelde oefening en kontak kan druk op jou beenderre plaas. Maar moet nie skrik nie, dames en here. Hierdie is positief. As gevolg van hierdie druk, produseer jou beenderre meer kalsium om jou liggaam verder te versterk. Dr. Veldy vertel dat rugby die beste hartoefening is. En jy moet fiks wees om vir 80 minute lank te kan speel. Absoluut. En vir fisiese gesondheid is rugby net die ding. Fisiese gesondheid gaan hand aan met hand. Geestesgesondheid. 'n gesonde selfbeeld en selfvertroue kan jou deur die lewe dra. Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming vertel in 'n opname van 2023 dat tienermeisies 'n geestesgesondheidskrisis ervaar. Hierdie statistiek bewys dat jong meisies onhoudend hartseer of hopeloos voel, dubbel soveel as jong mans. Sjoe, ek het dit nie geweet nie. Ja, ek lees dit verder op newregister.com. Webblad van 7 Julie 2024, die artikel, oorvertaal as Verbeter meisies se welstand op die rugbyveld. Hier vertel professor Christine Berger, bedryfsielkundige en afrigter van Valley Panthers meisies rugbyspan, dat meisies wat rugby speel 'n gevoel van prestasie ervaar. Sy beklemtoon
dat nie alle meisies van netbal en hokkie hou nie. Hulle voel maklik uitgesluit en juist daarom moet meisies die geleentheid kry om 'n nuwe sport aan te durf. Sport speel dus 'n groot rol in selfvertroue. Ja, en daai selfvertroue koester geestesgesondheid. Julle weet, party kinders hou van cricket, party hou van rugby. Die punt van die saak is, spansport is die sleutel tot sukses. Rugby leer ons om dissipline as ook selfdissipline. Met baie sportsoorte kan een persoon die hele span dra. Maar nie met rugby nie. Glad nie. Elke liewe speler speel 'n belangrike rol in en spelers moet op mekaar staatmaak. Definitief. Ja julle, spansporte soos rugby verbeter sosiale vaardighede en kommunikasie. Op Sport en Ontwikkeling se webblad van 6 Augustus 2024 gesels Dr. Justin Roldaar, geestesgesondheidswetenskaplike en sielkundige in die artikel Meisies en leierskap ontwikkel deur sport. Hy sê, rugby ontwikkel 'n natuurlike leierskap omdat spelers inisiatief moet neem en mekaar ondersteun. Hierdie vaardigheid moet baat vir meisies in alle opsigte. Skooltake saam met ander aanpak en selfs om leierskaprolle in verskillende loopbane aan te durf. Dames wat rugby speel, volg die reëls en ondersteun mekaar. En hulle leer hoe om leiers te wees. Dit sim. Dames en here, ons bloed borrel vir rugby. Ons harte klop in groen en goud. Bokke en bokkies staan reg om te speel. Rugby bied fisiese oefening, dit fokus op geestesgesondheid en kweek leierskap. Spansport, spanwerk en die selfvertroue. Dis nou nie die P-alliterasie, maar die S-alliterasie vir sukses. Bokkies staan reg. Hoera! Nee, kyk, dames en here. Hierdie bokkies staan reg. Rugby is darem maar veelsuidig en is vreeslik populêr. Rugby bring mense saam. Die atmosfeer in ons land toe ons die Wêreldbeker gewen, was elektries. Definitief. Jy sê daar sê. Van vuvuzelas na Johnny Clegg se Impie, wat mense hardop in hul karre gespeel het. Rugby maak die reënboognasie werklik kleurvol. Nie waar nie, Marichelle? Sonrey, net so. Bokkies soos Libby Jansen van Rensburg en Ayanda Malinga baan die pad tot sukses vir vroue rugby. Rugby is wêreldbekend en bewaar jou siel. Jy na 'n ander land immigreer en nie steeds die bokke ondersteun nie. Marichelle, iemand net iewers die sport herinner dat dit nie meer die 1800s is nie, maar 2025, nie waar nie? Absoluut. Absoluut, Aniek. Gelyke geleenthede moet geskep word vir alle sportliefhebbers en spelers. Dames geniet dit om langs die veld te staan en te skree vir die manne. Daar word gees gevang en party mense word meegevoer. Wat dink jy daar, Aniek? Sommige ouers is dus baie kwaai langs die veld, maar dit bied eindelose vermaak. Ek dink die skare en die spelers moet 'n bietjie plekke ruil. Nie waar nie? Jonrey, jy het dit. Of die seuns bang of beïndruk gaan wees as hulle die dames so sien, is hulle eie saak. So daag vroue rugby tradisionele geslagsrolle uit. In 'n artikel op Marula Media se webtuiste van 22 Februarie 2025 vertel Amy Barrett Terrell, eerste vroue skeinsregter, dat sy deel was van vroue wêreldbeker rugby toernooi in 2010. Daar is gereeld smerige opmerkings na en sy het tot 'n appeltjie te skil gehad met bokhakker Bongie Mnabi. Sy het haar vrou gestaan en is steeds betrokke by verskeie organisasies om gelyke geleenthede vir meisies op die veld te skep. Mooi so, Amy, sy het die gelykheidsbal aan die rol gekry. Dames en here, daar is menige klubs reg oor Suid-Afrika waar meisies kan rugby speel.
gelukkiger sal leerders wees. Hierdie verskynheid sal verseker dat leerders hul passie kan vind. In die boek Sport en Pursuit in Kinders en Tieners, gepubliseer in 2023, vertel professor Dorita du Toit, dokter in kinderkinetika, dat leerders vir gekose spansport speel minder sukkel met depressie en angs. Ek kan nogals dink wanneer kinders opsies het. Hulle voel dat hulle belangrik en raak gesien word. Ja, Shaniek. Hierdie verskynheid sportgeleenthede is broodnodig, sodat alle kinders voel hulle het 'n plekkie. Laastens is vroue rugby tans die vinnigste groeiende sport ter wêreld. Waar dink u het Sia se rugbyloopbaan begin? Ek is seker ons almal ken die antwoord. Christ College! Die vroue Springbokke verbeter jaarliks. En as ons die vroue rugby op skool bevorder nie, wie gaan ons toekomstige bokkies wees? Hoeveel rugby talent het ons dalk nie al misgekyk nie? Op die webblad van parents.com van 5 November 2025 sê kliniese sielkundige en loopbaanvoorligting Karen Silver, vice-president van Vroue Sport Vereniging, in die artikel Ondersteunende sportomgewing, dat rugby inklusief moet wees en dieselfde geleenthede skep vir alle spelers. Die skole kan die beginpunt wees. Reg, ja, dames en here, sport moet inklusief wees. As rugby toelaatbaar is vir enige en alle spelers, maak die deure oop vir breër maatskaplike voordele. Gelyke geleenthede moet geskep word vir alle sportliefhebbers. Leerders sal 'n liefde vir hul gekose sport kan kweek en inklusiewe sport baan die pad na kinders se loopbane. Die bal is aan die rol en die brawe bokkies maak reg om op die veld te draf. Hoeha! Sjoe Marichelle, rugby is waar almal se koppie tee. John Ray, het hy weer sê. Sjoe Marichelle, rugby is waar almal se koppie tee. Nie regtig nie, hoor. Snaaksie. Dames en here, Suid-Afrika, die land van biltong, bobotie en braaivleis. Die B-alliterasie ekho deur ons land. Maar die R, Rugby, kraai nou koningin. Daar is natuurlik ook 'n B in rugby. Ons fokus op die bok, of sal ek eerder sê, die bokkies. Daar is seker net nog een ding om te sê. hoeha! Sissies gaan kry hul toks. Hier kom die bokke, hier kom die bokke.